Begin. As ons kom by Openbaring 14. Ek wil amper sê éventueel, want dit voel vir my so asof ons daar nou al 'n baie lang tyd met die Openbaring besig is. Alhoewel dis nie die langste wat ek al besig was met 'n Bybelstudiegroep oor Openbaring nie. Ons hoofstuk 14 van Openbaring bestaan uit 3 gedeeltes. Die 3 gesigte wat Johannes sien. En ek gaan nou vir julle so 'n bietjie meer daarvan vertel. Ons kyk hoe ver kom ons. Die tweede gesig wat Johannes sien strek van vers 6 tot by vers 13. En ek is nie doodseker dat ons dit heeltemal gaan afgehandel kry in die tyd tot ons beskikking nie, maar ons gaan probeer. Ons gaan werk daaraan om te probeer om te kyk of ons nie die 2 gedeeltes van hoofstuk 14 vers 1 tot 5 en dan vers 6 tot 13 vanaand kan afhandel nie. Maar voordat ons daarmee begin, kom ons bid net eers saam. Here, baie dankie dat ons ook weer vanaand so rondom u woord kan vergader, dat ons kan bely dat u woord vir ons die bron van kennis van u is en dat ons deur u Heilige Gees verlig word om die woord so te kan verstaan soos wat u bedoel het dat dit moet wees. Ons wil dan ook vanaand bid, Here, dat ons so gehoorsaam luisterend sal wag op u, dat ons deel kan wees van die mense wat Openbaring 14 regtig verstaan soos wat u bedoel het dat dit sal wees, dat dit vir ons 'n troostboodskap kan wees reg deur die hele hoofstuk en dat ons daarom ook met hierdie gedeelte kan onsself verbind aan u en in ons verbintenis aan u kan lewe soos wat u van gelowiges verwag. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Goed, hoofstuk 14 is weer 'n stukkie wat vir ons aan hoofstuk 7 herinner, want hoofstuk 7 het ons ook vir Jesus of die lam met die 144.000 mense op die berg gesien. Nou ek gaan eers gou die eerste 5 versies lees en met julle deurgesels dat julle iets verstaan van waaroor dit gaan in hierdie eerste gedeelte. Die gesig lei so: toe het ek gesien en kyk, die lam staan op die berg Sion en saam met hom is daar 144.000 mense met sy naam en ook sy Vader se naam op hulle voorkoppe geskryf. Nou kom ons verpoos net 'n oomblik, laat ek net hierdie gedagtes wat nou uit vers 13 uit oorgedra word met julle deurwerk, hoofstuk 13 uit oorgedra word met julle deurwerk, sodat julle iets kan verstaan van waaroor dit gaan. In die eerste plek in die lam wat op die berg Sion is, en dan die 144.000. Ek dink dis belangrik dat ons daai getal sal verstaan. Johannes gebruik dit nogal redelik gereeld, veral in die visioene van die lam met die gelowiges. En dan die draaf of die merk, die aanbring van die Vader en van die lam se naam op die voorkoppe van hierdie mense. Dis die 3, dink ek, belangrike momente hierin. So die lam is op die berg Sion. Sion is reg deur die Bybel 'n plek van samekoms vir aanbidding. So laat ons dit maar net so vasmaak dat dit die hele idee agter hierdie saambring van die skare op die berg saam met die lam is, dat dit gaan oor die aanbidding van die drie-enige God. Dit is waarom hulle op die berg Sion is, sodat hulle vir God kan aanbid. En julle sal onthou, ek het nou al heel dikwels vir julle gesê, die gedeelte in die middel van Openbaring, die gedeelte wat strek van hoofstuk 10 tot 15, is Openbaring se groot troosgedeelte. Onthou ook dat daar's net 6 hoofstukke in Openbaring wat handel oor wat direk of primêr handel oor oordeel. Al die ander hoofstukke, die 16 wat dan oorbly, handel primêr oor genade en verlossing.
En ons moet dit onthou, ons moet daaraan vashou, hoe ons ook al daarna kyk. Maar as ons dan nou vanaand met hierdie gedeelte besig is, dan sien ons hierdie skare mense saam met die lam op die berg Sion, die plek van aanbidding. So hulle is daar om te aanbid. En as ons nou aangaan met die gedeelte by vers 3 in die besonder, sal ons sien hoe dat daar 'n nuwe lied ook weer klink en dat daar net sekere mense is wat hierdie lied kan leer. Nou die 144.000 bestaan eenvoudig uit 12 maal 12 maal 1000. Of 12 maal 12 maal 10 maal 10 maal 10. Sou jy ook die sommetjie kon maak en dit is alles simboliese getalle van 'n volledigheid. Die 12 en die 10 en die 10 en die 10, 12 maal 12 maal 10 maal 10 maal 10 wil eintlik maar net vir ons 'n volmaakte volledigheid voorstel. So as ek en jy net die prentjie in ons kop kan kry van saam met die mense, saam met die lam op die berg Sion is die totale skare van gelowiges van Adam af tot by die laaste dag wanneer ons Here Jesus Christus weerkom, is daar verenig op die berg Sion saam met die lam. Dit is die voorspel vir die wederkoms. Dis nog nie die wederkoms nie. Dis die voorspel vir die wederkoms. En anders as wat die van 1830 af Pinksterkerke nou so rondhardloop met die wegraping ding wat ons nou ook weer in die laaste paar weke 'n slag deur is. Anders as dit is die hele bedoeling van die voorspel tot die wederkoms van Jesus Christus is net om te verbeeld hoe dat die nuwe hemel en die nuwe aarde en die nuwe Jerusalem ook weer in absolute volmaaktheid sal wees wanneer ons daar gaan lewe om vir God van aangesig tot aangesig of oog tot oog te kan sien en aanbid. Op hierdie mense se koppe, die mense wat hier op die berg Sion saam met die lam is, se koppe is daar 'n naam aangebring. Dis die naam van die lam en van die Vader. Nou 'n mens kan nie anders as om onmiddellik raak te sien, want in hoofstuk 13 vers 18 het jy gelees ook van 'n naam wat simboliseer word met die 3 getalle 666. En hier word die werklike merk, die goddelike merk, word hier geopenbaar. Ons het al in hoofstuk 7 gesien, dat die engel met die seël van God gekom het, en al die gelowiges op hulle voorkoppe kom merk het, en nou is dit hierdie groep mense, wat nou hier staan met die naam van die lam en van die Vader, of van God op hulle voorkoppe. En dit staan so in skril kontras teenoor die naam van die antichrist, wat dan nou op die beeld van die dier aanbid het, wat op hulle regterhande of op hulle voorkoppe aangebring is. Dit wil eintlik die hele 666 is ons nou, het ons reeds gesê, is die getal van die antichrist. En die hele 666 wil eintlik maar net vir ons kom in onvolmaaktheid, in nagemaakte pseudo afbeelding van hierdie naam wat op die voorkoppe van die regverdiges, van die heiliges, van die verlostes aangebring word. So as jy net dit in gedagte sal hou, as jy dit die hele tyd in gedagte sal hou, dat 666 kan onmoontlik nie vir ons 'n bedreiging wees nie. Want as ons net van hoofstuk 13 af, en ons het al gekom van hoofstuk 10 af om 666 in konteks te plaas, maar as ons net van hoofstuk 13 vers 10 tot 18 kyk, en ons gaan na hoofstuk 14 toe, dan sien ons die skril kontras tussen 666 en die naam van die lam en die God van die lam, die naam van die lam en die Vader wat op ons voorkoppe aangebring is. So ons is gestempel
Ons is gemerk eens en vir altyd. Dis interessant genoeg. Ek gaan Sondag Openbaring 7 so 'n bietjie met die gemeente oor gesels. So voordat ons met die Kersboodskappe begin. Maar dis interessant genoeg ook die tema wat ek voor gekies het. Gemerk vir God vir ewig. So Sondag gaan ons praat oor die tema gemerk vir God vir ewig. Dit kan nie weer verander nie. As jy in Jesus Christus glo en as jy saam met hom daar op die berg Sion is waar jy is, dan weet jy een ding verseker en dit is ek is gemerk met die naam van die Lam en van die Vader op my voorkop en daarom is daar geen moontlikheid dat daar 'n ander merk op my aangebring kan word nie, want God heers oor al hierdie merke, ook die 666 is God in beheer van, en die mense wat deur hom verdoem word om die dier te aanbid of die beeld van die dier te aanbid, die kry die merk van die dier op hulle voorkoppe of op hulle regterhande. En dan die implikasies, die ekonomiese implikasies daarvan. Die ekonomiese implikasies daarvan is nie 'n kontantlose gemeenskap nie, maar 'n gemeenskap waarin daar verdrukking en swaar kry en seer vir die gelowiges sal wag. En dit is maar reg so. Vers 2 van hoofstuk 4 gaan dan aan om te sê ek het 'n geluid uit die hemel gehoor soos die gedruis van baie waters en die gerammel van swaar donderweer. Die geluid wat ek gehoor het geklink soos die van lierspelers wat hulle liere bespeel. Nou, dis interessant dat Johannes in hierdie visioen wat hy nou die skare mense saam met die lam op die berg Sion sien, dat hy dan 3 geluide hoor, en dis belangrik dat 'n mens raak sien dat daar 3 geluide hierdie gesig vergesel. Die geluid van baie waters. Nou, ek dink almal van ons het al een of ander tyd in ons lewe by 'n redelike groot waterval gestaan, miskien nie almal by Niagara of by die wat is hierdie een hier in Zimbabwe? By daardie groot watervalle nie. Victoria waterval, ja. Ons het almal al een of ander tyd in ons lewe naby 'n waterval gestaan en gehoor hoe dit klink as daardie water oor daardie afstand afstort en in die put, die opvangplek van die waterval. So as jy vir jouself dit kan voorstel, dis nie 'n onaangename geluid nie. Dit is 'n rustigmakende geluid. Ek self, as ek byvoorbeeld naby 'n waterval kom, wil ek soort van op 'n klip loop sit en net my oë toemaak en net rustig raak voor die Here, wel wetende dat dit hy is wat hierdie wonderlike plek hier geskep het, waar daar aan die voet van so 'n waterval groot rustigheid is, ten spyte van hierdie groot gedruis van die water wat afval oor baie meters, afhangende van hoe groot die waterval is. As mense dink aan nou Grabies, as die Oranje rivier reg loop, nie oorloop nie, nie oorvloei nie. En ek dink mense dink aan nou Grabies, daai water wat oor daardie meters en meters en meters, ek is nie presies hoe hoog dit, seker hoe hoog dit is nie, maar wat oor daai meters en meters en meters stort. En selfs as jy bo staan, dan hoor jy hierdie geluid van rustigheid. So ook die gerammel van die swaar donderweer. Ek weet daar's mense wat baie bang is vir donderweer. Daar's min dinge in die lewe wat ek meer geniet as wanneer dit swaar weer is. Die enigste ding wat my van swaar weer bang maak, is dat die weer die elektrisiteit gaan uitslaan en laat Eskom weer wen. Want as Eskom hier by ons nie aan die gang is nie, dan hou die batterye ook nie lank genoeg om ons aan die lewe te hou nie. So, dis die enigste ding wat my bang maak van swaar weer. Maar die swaar weer, donderweer, die gerammel van donderweer, is vir my persoonlik, en ek dink nogal,
dit behoort vir meer gelowiges daardie geluid te wees. As 'n mens nou 'n fobie daarvoor het, kan jy mos nou niks daaraan doen nie. Jy het nou 'n fobie daarvoor. Maar as jy nie bang is vir donderweer nie, dan is dit vir my so asof ek vir God in die natuur hoor praat. Ek weet nie wat hy sê nie. Ek kan nie soos Moses sy woorde onderskei wanneer daar so gerammel is nie, maar ek is baie diep bewus daarvan dat God in die natuur besig is en dat hy besig is om in die natuur te praat as die donder weer so weergalm. En dan die derde geluid wat hy hoor is die van lierspelers wat op hulle liere speel. Nou 'n lier is 'n instrument wat geweldig baie in die Nuwe Testamentiese of nie in die Bybelse godsdiens gebruik is. Hy speel 'n baie prominente rol en 'n mens hoor feitelik reg deur die Ou en die Nuwe Testament as jy van aanbidding van God hoor jy van 'n lier wat gespeel word en dit is nogal belangrik dat 'n mens sal besef dat wanneer Johannes hier die lierspelers hoor, hy het nie die rustigheid van die water, die vallende, die dreunende water gehoor nie. Hy het nie net die spreuke van God in die donderweer gehoor nie. Hy hoor ook hierdie aanbidding van die lied wat daar gespeel word of met die lied wat daar gespeel word op die liere. En hierdie liere, en dit staan nou in vers 3, speel 'n nuwe lied voor die troon en in die teenwoordigheid van die 4 lewende wesens en die ouderlinge. En dit word gesing, maar niemand kon die lied leer behalwe die 144.000 mense wat van die aarde af losgekoop is. So hierdie is nie 'n lied wat een of ander popsanger uitgedink het in wat ons op 'n manier probeer om in die kerk in te voer as 'n tipe van 'n moderne of selfs postmoderne aanbiddingsmetode. En hierdie is 'n godgegewe aanbiddingsmetode. Niemand behalwe die mense wat deur God self uitgekies is en wat deur God self verlos is en losgemaak is van die mag van die aarde, van die mag van die wêreld en die mag van die bose, kan die woorde van hierdie lied leer. So dis belangrik dat ons daar iets van raak sien, dat ons wanneer hierdie lied geleer word, vir ons geleer word, sal ons deel wees van daardie mense wat deur God dan nou uitgekies is om van die aarde verlos te word, wat die begrip wat Johannes hier gebruik is, losgekoop word. Dan word hierdie 144.000 mense beskryf. Nou hulle word beskryf in terme van 5 kenmerke wat deel is van hulle lewe. Hy sê hulle is mense wat hulle nie met vroue besoedel het nie, want hulle was kuis. Hulle is mense wat die lam volg waar hy ook al gaan. Hulle is uit die mense losgekoop as eerstelinge vir God en vir die lam, en oor hulle lippe het daar geen enkele leuen gekom nie. Hulle is onberispelik. Nou dink ek, as 'n mens dit lees, moet jy eintlik soos die disippels vra, nou wie kan dan gered word? Julle sal onthou by die in die evangelies, die gelykenis van die ryk jong man, kom hierdie ryk jong man na Jesus toe en hy kom vra vir hom, Here, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerf? En dan sê Jesus vir hom, jy moet die gebooie onderhou, en dan sê hy, al die gebooie het ek onderhou. Julle ken die storie, ek vertel hom in breë trekke gou vir julle. Al die gebooie het ek onderhou. En dan sê Jesus vir hom, jy kom een ding kort. Gaan verkoop alles wat jy het en gee dit vir die armes en kom dan hier en kom volg my. En dan gaan die jong man baie hartseer, baie verdrietig weg van Jesus af. En as hy dan nou so omdraai en wegloop, dan voel Jesus vir hom bitter jammer. En dan sê hy vir sy disippels, dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan, as vir 'n ryk mens om in die hemel te kom. En dan vra die disippels vir hom,
Here, nou wie kan dan gered word? En Jesus se antwoord is hier van toepassing. Hy sê, by God is niks onmoontlik nie. Vir julle lyk dit nou onmoontlik, maar by God is niks onmoontlik nie. So hierdie kenmerke wat nou van hierdie mense, hierdie 144.000 mense genoem word, is nie inherente kenmerke van ons nie. Dis inherente kenmerke van die lam. En die lam het in ons plek voor God loop staan en daardie kenmerke al 5 uitgelewe, kuisheid, navolging van die lam, uh losgekoop as eerstelinge van die oes. So daai 144.000 verteenwoordig ook in 'n sekere sin net die eerstelinge. En onthou nou in die Ou Testamentiese godsdiens was dit so dat die eerstelinge van die oes geoffer moet word en dan is die hele oes is dan geseën omdat die eerstelinge geoffer is. So in die eerstelinge is die hele oes vervat en daar het geen leuen oor hulle lippe gekom nie en hulle is onberispelik. Ek kan elkeen van hulle nou vir jou uitmekaar gaan trek. Ek kan nou vir jou gaan sê kuisheid, hoe is dit dat ons onsself kan vereenselwig met 'n skare mense wat aan die kenmerk van kuisheid voldoen. Die Here Jesus sê, selfs as jy na 'n vrou kyk met die gedagte in jou kop om met haar gemeenskap te hê, jy reeds oorspel gepleeg. En dan is kuisheid uit die wal uit. Jy het doodgewoon net nie meer die kuisheid. En so ons nou kan aangaan, die navolging van die lam, waar loop ons nie baie dikwels op ons eie afdraaipaadjies in die navolging van die lam nie. Die losgekooptes as eerstelinge, dink ek staan in die middel. Dit is nogal baie sentraal, dit is verskriklik belangrik. Ek gaan nou verduidelik hoekom. En dan geen leuen oor hulle lippe nie en onberispelikheid. Dis die 5 kenmerke. Hoekom is hierdie losgekoop deur die lam, eerstelinge losgekoop deur die lam, so in die middel van hierdie gedeelte? Want dit wil vir ons sê presies hoe ons kuis en navolger van die lam en losgekoopte eerstelinge en geen leuen oor ons lippe en onberispelikheid, hoe ons dit geword het, want die lam het ons daarvoor losgekoop. Dis nie ons geregtigheid waarmee ons voor God staan nie. Dis Jesus se geregtigheid waarmee ons voor God staan. So dis nogal belangrik dat ons dit in gedagte sal hou. Ek wil net kyk of die ding vir my wil sê hoeveel tyd ons nog oor het, maar dit lyk vir my is nog genoeg. Hy wil nog nie vir my 'n tyd gee nie. Kom ek hoor net eers, ons is nou by vers 5. Is daar by julle enige opmerkings of vrae of deelname of hoe julle ook al met die gedagtes wil omgaan? Asseblief, kom ons gesels daaroor. Dis iets vir my opmerklik dat die 144.000 dan nou almal mans is. Nee, dankie. Dis nogal belangrik, staan daar mans, daar staan mense. Watter vertaling gebruik jy? Dit staan maar net hulle nie besoedel met vrouens nie. Okay, met vrouens besoedel nie. Ja, dit gaan oor die basiskenmerk van die gemeenskap waarin Johannes leef. Onthou nou, die Ou Testament leef in 'n patriargale gemeenskap. So die pa sluit almal in die gesin in. So as die pa genoem word, dan is almal in die gesin ingesluit. Vrou en kinders en slawe se kinders en almal in die gesin is ingesluit. Dis die definisie van 'n gesin in die Ou Testament. En dit word in die Nuwe Testament so voortgesit, behalwe dat Jesus self die vrou so 'n bietjie onder hierdie klip van patriargie uithaal en vir haar 'n eie status in die samelewing gee wat nie in sy tyd
vir die algemene samelewing aanvaarbaar was nie. Maar dis nogal belangrik, Annetjie, dat jy raak sien dat dit gaan, as hy hier praat van mans wat hulle self nie besoedel het nie, dan gaan dit net so vir vrouens ook, hoor. As hy byvoorbeeld ons probleem met die gay gedrag wat nou deesdae so mooi in die wêreld goedgekeur word, dan praat ons gewoonlik van die mans, ons praat nie van die vrouens nie, maar die Bybel praat gewoonlik van die mans, nie van die vrouens nie, maar die vrouens word ingesluit by die mans. So dis in 'n patriargale lewensomstandighede werk dit so. Ek het self nog in 'n patriargale omgewing groot geword, hoor. My pa was hoof van die huispunt, einde van die storie. Daar was nie vrae daaroor nie. Niemand aan tafel, en ons was 8 kinders in die huis gewees. Niemand aan tafel het iets in sy bord geskep voor my ma nie vir my pa klaar opgeskep het nie. Hy was absoluut die hoof van die huis en dis hoe ek groot geword het. Dis 'n patriargale omgewing gewees. Ek dink hierso van die 80s af, van die 80er jare af, middel tot laat 80er jare het dit begin verskuif en het ons van 'n societas, 'n gemeenskap wat op reëls gebou is, oorgegaan na 'n communitas, 'n gemeenskap wat op verhoudings gebou is. So ons kan net doodrustig aanvaar dat Johannes het ook maar gewerk met die gemeenskapnorm van die tyd waarin hy geleef het. Daarom praat hy dalk maar net van die mans, maar dit is net so goed, dit is net so geldig vir die vrouens ook. Hulle moet ook kuis wees. In die tyd wat ons groot geword het, was dit makliker vir 'n vrou om kuis te wees as nou. Het lyk vir my hierdie idee in hulle koppe dat hulle nou maar kan doen wat hulle wil met hulle liggame, want God neem dit nie in ag nie. Ek weet nie presies hoe die argument werk nie, maar hy werk nie vir my nie. So dankie Annetjie vir die vraag, dit is nogal waardevol. Goed, is ons klaar? As ek so na my horlosie kyk, het ons so 6 minute oor. So julle moet vir my sê of julle wil begin met die tweede gedeelte. Hy sê ons het nou 10 minute oor, ekskuus. Sê ek nou hier die verkeerde ding. Ons het nou 10 minute oor en ons kan begin, dink ek, as julle daarmee tevrede is. Ekskuus, ek gaan net gou hier toemaak, dat hy net eers vir my 'n toemaakplek gee. Ek dink julle kan my nog hoor. As hy. Ja, ons kan. Ek het nou met die tyd hier voor my, want dan kom 'n blokkie met die tyd voor my op, en toe in plaas daarvan dat ek hom net toemaak, sê ek vir hom upgrade, en toe wil hy nou net die ding aan my verkoop. Hoofstuk 14 van vers 6 af is 'n baie interessante stukkie van die Openbaring, want dit gaan hier oor die aankondiging van God se oordeel. Maar ek wil hê julle moet goed verstaan, dit is nog nie God se oordeel nie. Dis nog net die aankondiging van die oordeel. So in hierdie gedeelte word 'n engel betrek wat die ewige evangelie ontvang. Ek sal nou oor vers 6 'n ewige evangelie iets sê, om dit te gaan verkondig aan die aardbewoners, aan elke stam en taal en volk. En hy het dan met 'n harde stem uitgeroep, en dit wat hy dan uitgeroep het, volg daarop. So as ons vers 6 net gou lees, dan staan daar: toe het ek 'n ander engel gesien wat hoog in die lug vlieg. Hy het 'n ewige evangelie ontvang om dit te gaan verkondig aan die aardbewoner, aan elke nasie en stam en taal en volk. Vers 7 begin dan met hoe hy nou die evangelie verkondig het. Die engele speel reg deur Openbaring mos nou maar 'n baie prominente rol, ons weet dit, en hulle is gewoonlik die boodskappers van God. En hulle bring of goeie nuus vir die verlostes, die 144.000,
of dan die geweldige groot skare wat niemand kon tel, wat saam met Johannes, saam met Jesus saam met die lam op die berg is in hoofstuk 7. En of hulle kom verkondig, of hulle kom kondig aan die oordeel van God. Nou hierdie engel wat nou hierdie werk moet doen, wat aan hom opgedra word in die eerste plek beveel om 'n evangelie te gaan verkondig. Nou die vertaling 'n evangelie of 'n evangelie is baie ongelukkig. Ek dink die vertalers het daar 'n wesenlike fout gemaak. In Grieks is dit baie bekend, as jy van 'n bekende entiteit praat, dan hoef jy nie die voornaam nie hy's nou met hy's nou die ding is nou net oor die en is nou net my kop uit, jy hoef nie die daarin te sit nie. Nou in Grieks is die doodgewoon ho. So daar moes staan, as jy dan nou die daar wou gehad het, moes daar staan dat hy 'n engel gestuur het wat die evangelie, die ewige evangelie moes gaan verkondig. Maar omdat dit oor die ewige evangelie gaan, los Johannes die doodgewoon uit. Hy sit dit net nie daarby nie. En nou die vertalers dit gaan vertaal met hun evangelie, hun ewige evangelie. Nou die indruk wat dit skep is dat daar 'n ander evangelie is as die een wat Jesus Christus na hierdie wêreld toe gebring het. En dit is nie so nie. Daarom sê ek, dit is 'n ongelukkige vertaling om die daarin in te sit. Ek dink hulle het so naby as moontlik aan die teks probeer bly dat hulle so bietjie die Griekse grammatika vergeet het, en toe om dit in Afrikaans te kan weergee, sê hulle toe nie om die ewige evangelie te gaan verkondig, want dit staan ons nou nie in die teks nie, maar hulle vertaal dit toe nou om 'n ewige evangelie te gaan verkondig aan die aardbewoners, aan elke nasie en stam en taal en volk. En dan roep hy met 'n harde stem uit, en luister nou, wat is die evangelie? Julle moet ontzag hê vir God en heerlikheid bewys aan hom, want die tyd van sy oordeel het aangebreek. Aanbid hom wat die hemel, die aarde, die see en die fonteine geskep het. Dit is die evangelie. Jesus het niks anders as dit kom sê nie. Jesus het aarde toe gekom, en toe hy met mense begin praat in terme van sy aardse bediening, het hy gesê die koninkryk van God het by julle gekom. Is interessant, die ouer vertalings het nog naby julle. Die korrekte is die koninkryk van God het by julle gekom. Die koninkryk is hier, die koninkryk is voor ons. Toe Jesus op aarde was, toe hy deur sy Heilige Gees in ons kom woon het, het die koninkryk ook in ons kom gestalte kry, en behoort ons as mense van die koninkryk met ontzag vir God te lewe, sy heerlikheid aan hom te bewys, ontzag hê vir hom, bewus te wees daarvan dat die tyd van sy oordeel aangebreek het, hom aanbid as die skepper van die hemel, die aarde, die see en die fonteine. En vriende, ons doen dit elke Sondag. Ons staan elke Sondag, en ek is nogal streng met myself daaroor. Dis sal partymal maklik wees om die wet en die geloofsbelijdenis net so 'n bietjie een kant toe te skuif, en net 'n bietjie meer tyd vir die preek en sulke goeders te hê. Maar ek is nogal streng met myself daaroor. As gereformeerde predikant, die wet en die geloofsbelijdenis hoor daar. En ek en jy bely elke Sondag, of met ons gedagtes, waar ek dit net voorlees, of hardop, dat ons glo in die God, die Vader, wat alles geskep het, wat die aarde, die see, die hemel, die aarde, die see en die fonteine geskep het. En ons aanbid vir God ook so, as daardie God, wat dan die skepper God is. So dis die deel van die evangelie wat hierdie eerste engel nou moet verkondig. Dan kom daar 'n tweede engel,
En die kom kondig aan dat die bose uiteindelik sy Moses teëgekom het, as ek dit in so plat Afrikaans mag stel. Want hierdie engel kom roep vanuit die hemel met 'n harde stem uit, terwyl hy besig is om te vlieg. Geval het Babylon die magtige, sy wat al die nasies van die wyn van die welles van haar hoerery laat drink het. So dis die tweede engel. Die tweede engel kom en hy kom kondig aan dat Babylon geval het. Nou Babylon in Openbaring verwys gewoonlik na Rome. So die stad Rome. En as jy nou hoofstuk 18 gaan lees, as jy nou voor jy vanaand gaan slaap net vinnig hoofstuk 18 lees, dan lees jy daai hele verbranding van Babylon, die hele vernietiging van Babylon. Ek net doodseker maak dat ek by hoofstuk 18 reg is, as ek dit sê, ja, want hoofstuk 19 begin die derde visioen, so ja, die klaaglied oor Babylon, so jy kan hoofstuk 18 gaan jy rustig gaan lees, en dan sal jy sien hoe Babylon dan uiteindelik val. Dit is deel van God se oordeele. Babylon moet val, Babylon moet verlate raak, haar vriende, haar vriendinne, al die mense wat deelgeneem het aan haar sonde, weeklaag oor haar, maar hulle gaan almal saam met die Satan en sy trawante uiteindelik in die poel van vuur eindig. Dis waaroor dit hier gaan. Geval het Babylon die magtige, sy wat al die nasies van die wyn van die welles van haar hoerery laat drink het. Hierdie begrip wyn van die welles van haar hoerery is ook 'n tegniese begrip in die Bybel. Die Bybel beskryf baie dikwels of gebruik baie dikwels wyn as 'n simbool van die sonde. Nie altyd nie. Wyn is nie per se sleg nie. Dit gaan oor hoe dit gebruik word. En hier is wyn eintlik in hierdie beeld, is wyn dan nou eintlik die as ons verby